Halleluja. Prys die Here. Ek groet julle vanmôre in die naam van Jesus. Julle moet my verskoon, ek is in die kantoor van 'n evangelis. Okay, in 2014 was ek 100 dae van die jaar, was ek by die huis gewees, en dit is vir my so groot voorreg, ek het die Here gevra, ek het vir Jesus gevra, Here, wanneer kan ek in my eie stad, want my vrou bly hierso in Bloemfontein, en ek kom net so nou en dan om hulle te groet, en dan gaan ons weer, en dit alles vir die evangelie, en ek het vir Jesus gevra, Here, wanneer kan daar deure oopgaan in Bloemfontein, sodat ek bietjie in Bloemfontein kan begin bedien, en kyk net hoe wonderlik is God, 2 weke voor ek moet Kongo toe gaan, is ek hier by julle, waar die Here my toelaat om in my eie stad bietjie te bedien, en dis vir my 'n wonderlike voorreg, en ek wil vir Jesus al die eer gee. Ek wil ook vanoggend net dankie sê aan die leierskap, aan Christo en almal wat hierso betrokke is, en vir Abel, wat daar by die Noordkampus betrokke is, en dan vanoggend het ek ook, is my vrou hier vanoggend, steek net jou hand op, ek wil net weet of ek altaarkol moet maak vir die doop. Ja, daar sê, dankie my lovey. So my vrou is hierso, kan julle dit glo? Ek kan vir haar net klaar gee. Nou is ek sommer meer op my senuwees. My vrou sê altyd, jy weet, as die salwing van die Heilige Gees op my is, dan sê sy altyd, sy wou vandag weer vorentoe hardloop en weer gebore word. Jy weet, dit maak 'n man, dat hy weer wil hardloop as sy vrou dit sê. So dis my voorreg om jou hier te hê, my skat, hoor, en die kinders ook. Luister, ek het nie baie tyd hier, so dankie vir die geleentheid. Ons wil move vandag, ek is hier vanoggend om vir julle te kom sê, jy weet nou die dag, om julle te kom herinner, want dis nou Doxa Deo. Ek meen, maandag was ek op die vliegtuig saam met van julle leiers, en ek onthou, ek het die hele tyd, ek wou vir my vrou naderhand sê, hoorie, hier gaan niks deur die turbulence, of enigiets gaan met ons gebeur nie, want Doxa Deo is ook hier op hierdie vliegtuig. Halleluja. So daar sal niks met ons gebeur nie, maar dis my voorreg om hier by Doxa Deo te kom preek vanmôre, en dan ook die ander 2 dienste, maar ek wil reguit daarin gaan om Jesus se naam op te lig. Luister, ek onthou as 'n jong man toe ek groot geword het, en julle moet onthou, die plekke waar ons bedien, dis hoekom ek so vinnig praat en ek nie meer stem het nie, die plekke waar ons bedien, ons was nou die dag in Valhalla Park, een van die gevaarlikste plekke in Suid-Afrika, in die Kaap, tussen Valhalla Park, Cape Flats en Mitchells Plain en al die plekke, oor 100 bendemoorde in 14 dae. In 'n average van 14 dae, verskoon my Engels en Afrikaans, in 'n average van 14 dae, die polisie wou nie eers saam met ons by daai plek ingaan nie. Maar ons het ons tyds gaan opslaan, want die Bybel sê vir my, die woord van God sê vir my, dat Jesus is die lig, en hy sê in 1 Johannes 4 vers 4 sê die Bybel, dat hy sê, beter is hy wat in ons is, as die een in die wêreld. Hy sê, dis hoe ons oorkom, en ons moet die lig in die donker gaan haal, want Handelinge 26:18 sê die woord vir ons as Christene, ek herinner julle net Doxa Deo, ek preek nie vir julle vanmôre nie, ek herinner julle, om vir julle te sê, dat die Bybel sê, die krag van die Heilige Gees, wat Jesus vir ons gestuur het die krag, om mense se oë oop te maak. Daai woord oë, in Handelinge 26:18, glo dit of nie, hierdie evangelis verstaan bietjie Griek ook, ek het dit opgeswat, dis 3 tipes oë, dis die fisiese oë, dis die geestelike oë, en dan is dit die sielsmens oë. Hy sê die salwing van die Heilige Gees het die krag om dit te doen, geestelike oë, fisiese oë. Nou die dag is ons in Zambia, daar kom 'n oom, hy stap 14 dae om na die oop lig toe te kom. Ons slaan 'n stage op met speakers, en ons nooi net die mense op 'n sokkerveld, en dan preek ons Jesus. Mense sê vir my nou dag, julle soos 'n sirkus, julle kom net vir 'n week, dan gaan julle. Ek sê, nee, ons werk saam met die pastore, ons gee daai nuwe mense wat hulle hart gegee het oor aan die pastore. Ek sê, maar, jy moenie vergeet nie, die eerste keer wat my pa my na die sirkus toe gevat het, hier op die skougronde, ek sal dit nooit vergeet nie, want dit was my eerste ontmoeting met 'n lewendige olifant, en 'n lewendige leeu, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek sê, maar Tannie, die enigste verskil tussen 'n sirkus en ons evangelisasie, die sirkus pak op en vat die leeu saam. By die evangelisasie sê ons vir die mense die leeu wil bly. Come on somebody.
En ek onthou, 'n oom stap vir 14 dae op hulle voet deur 3 riviere. Ons doop mense daar in Zambia en in die lande waar God ons toelaat om te gaan. Ek het 2 ouens wat kyk vir krokodille terwyl ek die ander doop. Ja, want ons kan nie speel eers by die waterdoopie. Hoekom? Want Jesus het gesê, as jy glo, laat jou doop. Want volgens die woord, dis jou doodgaan. Jy sien daar by daai bende waar ons bedien, as daai ou sy hart vir die Here gee, moet jy hom vinnig doodmaak van daai lewe voor hy môre weer. Ons kan nie speel met daai goed. Jesus, dis 'n opdrag van Jesus. En daai ou oom kom, hy's heeltemal blind. Wat noem jy dit? Stokblind, ek weet nie. Heeltemal blind. Hy stap vir 2 weke, want hulle sê hulle hoor, daar's 'n God wat die blinde oë nog oopmaak, wat die dood kan opwek, wat die siekes kan genees, wat kan red. En hy bly paar opgestaan uit die dood uit. Hulle kom sit hom op die voorste seat. Weet jy hoe voel dit? 'n Blinde oom, hulle sê, kan nie wag nie. Nou preek ek oor vergifnis en die hart wat kan verander. En ewe skielik sê hulle vir my, hierdie oom is blind, hy het vir 14 dae, hulle gaan nie hier gaan, nie voordat ons vir hom bid nie. En ek gaan na hom toe, want hy kan mos hoor. So ek bid hierdie massive theologiese gebed wat ek in die Bybelskool geleer. Ons Vader, wat in die hemel is. Want hy kan daarom hoor, want ek dink toe, laat hy daarom net weet ek kan bid. En ek sit my hand op sy kop en sê, Here, seën hom, en ek gaan so, en Here, maak sy oë oop asseblief, en ek hardloop. En ek hoor almal begin te lag so om hom. En soos wat hulle lag, my tolk begin toe ook te lag. Ek sê vir hom, waarvoor lag julle vir my? Het ek nie 'n goeie gebed gedoen nie? Hy gaan so, nee. Hy sê, almal lag, want die oom vra, wat soek 'n wit man in Zambia? Toe maak die Here sy oë oop. Hoekom? Want hy's dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dis die Jesus wat ons dien. En in Valhalla Park, daar waar hulle die polisie wil nie eens saam met ons ingaan nie. In ons eie land, mense. In ons eie land. En ons sê, ons gaan die stage opslaan. Die een polisiekaptein sê vir ons, besef julle, dat hier in hierdie area, steel hulle jou suiker in jou tee, nadat jy dit geroer het. Ek sê vir haar, Captain, dis hoekom ek hier is. Stuur my in. Hulle gee my 'n permit van 250 mense, want hulle sê, die mense kom nie in die aand hier uit as gevolg van die bende geweld. Ek was so in die moeilikheid, want ek het ver oor die permit gegaan. Maar die polisiekaptein bel my, of hy soek my, hy sê, ek soek daai ou, want ek het hom net 'n permit van 250 mense gegee, daar het ver oor het gekom, ek toe ek in die moeilikheid, hy sê, maar sê vir Israel, dis okay, ek sal hom cover, want my eie seun het die weergebore ervaring by daai crusade gehad. En weet julle wat gebeur? In daai plek, ons is daar 'n paar dae in Valhalla Park, en ons is besig om die evangelie te verkondig, dat die mense uitstroom om te kom, want ons sê vir hulle, die Here het gesê, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. En weet julle wat gebeur daai aand? Die goed wat daar gebeur het, na daai crusade, wat ons gehad het, het hulle ons laat weet, 3 weke nog na die openlig wat ons daar gehad het, was daar nog nie 'n moordaanklag of enige misdaad nie. Dis wat die evangelie kan doen. Come on somebody. Is ek by Doxadeo vanaf, of is ek hier by 'n begrafnis vanmôre? Moes ek 'n begrafnisdiens doen of iets? Jy weet dan kom mense, dan sê hulle vir my, in die begin, toe ek die eerste keer gesien het, toe die Heilige Gees beweeg oor mense, die mense se hande is in die lug, hulle prys die Here, ek sê, Here, is hierdie 'n sekte? Waar is hulle respek en etiket? En ek hoor 'n stem wat vir my vra, ja, gaan Ellis Park toe, en laat die Springbokke nou net 'n 3 druk, dan's almal se vla op en skree en gaan mal, ek hardloop daar rond en sê, waar is julle etiket nie? Van die Springbokke het nou net 'n 3 gedruk. By the way, die Springbokke kan 'n wêreldbeker wen, maar hulle kan nie 'n wêreld red nie. God het nie 'n Springbok gekies nie, hy het 'n lam gekies. En nou kom die lam van God af aarde toe, word ons sonde, sterf,
Gaan hel toe, gee die duiwel 'n pak, vat die sleutels terug by hom, staan op by die doodheid en sê, gaan verkondig hierdie evangelie, enige iemand. Hy gee nie om wat se sondes, Jesaja 1 vers 18, dis hoekom ek volgende staan, want hy het gesê, hy gee nie om wat se sondes nie. Hy kan ons skoon was met sy bloed. En hy kan ons nie net skoon was nie, maar hy kan ons vergewe en hy kan ons verander. En jy wil vir my sê, ek kan nie my hande opsteek nie, ek mag nie vir hom hande klap gee nie. Psalm 100 sê, klap jou hande. Waar is die Afrikaners nou? Johannita, lig jou hande na bo. Julle moet vir tannie Johannita gaan pak gee, nie vir my nie. Maar wat sy daar sing, is in die woord. Want hy is die kaptein van die hemel. Hy kom nie naby, ek hou, ek ken nie vir Sia Kolisi nie, maar Sia kom nie naby Jesus Christus nie. Hy is die kaptein van die hemel. Iemand vra my, die juig tydskrif vra my nou die dag, so wat is jou grootste doelwit, Israel? Ek sê my grootste doelwit op aarde is nie dat ek moet getuig. Die Heilige Gees is my beste vriend nie. Ek wil hê die Heilige Gees moet getuig. Israel is sy beste vriend. Daar's 'n verskil. Daarom kom ek vanoggend om julle te kom herinner met die boodskap. Wat doen Jesus nou? Want die plekke waar jy weet, ek wil net ietsie kom regstel vanmôre. Ek was ook geleer dat dit is hoe dit werk met doktrines. Maar laat ek jou iets sê, doktrines is goed. Bybelskool is goed. Maar 'n man of 'n vrou met 'n ontmoeting met God is nie by die voete van 'n persoon met net 'n doktrine nie. En as jou doktrine nie in lyn is met God se woord nie. Ek het dit gesoek. Hierdie, vergewe my, ek gaan nou nie moeilikheid kom, maar dis okay, die volgende diens is Engels. Ek het dit gesoek hier in die Bybel, hierdie Witman 4 vers 6. Wat die Bybel sê, die Heilige Gees is nie meer vir vandag nie. Ek kry dit nie. Ek is hier om vir julle te kom sê, wat doen Jesus nou, vandag? Wat doen hy vandag? En dis wat ons nodig het, mense, nou die dag by 'n skool, 'n hoërskool, moes ek gaan praat in die saal. Die kinders, hulle het so kruis op die verhoog gehad. Die kinders gaan hang so oor die kruis en neem selfies, foto's van mekaar, maak 'n bespotting van Jesus. En ek sal jou sê, hoekom? Want daai kinders diep in hulle harte, sê daai kinders, hulle sê, ons is moeg gehoor. Ons wil hom ontmoet. En in daai oomblik, terwyl ek hierdie mooi preek het, sê ek, Here, kyk hoe bespot hierdie nuwe generasie jou seun Jesus. Voel soos in Handelinge 4:29, waar die disippels na Jesus toe kom, of vir Jesus bid, nadat hy die Gees klaar uitgestort het, hy sê, look upon their threats. Kyk hoe mok hulle jou. And stretch forth your hand. Strek jou hand uit met wonderwerke. Weet julle wat is wonderwerke? Weet julle wat is signs and wonders, wondertekens? Dis tekens wat mense maak wonder. En daai desperaatheid, en in daai oomblik op daai saal, terwyl ek preek, sien ek die kinders praat, daar's nie meer respek nie, die een steek sy hand op, sê vir die pastoor die eendag, hierdie Bybel is outdated, is 'n ou boek, ons soek die nuwe, ons het 'n antwoord vir hulle, ons vat hulle so buite toe, dan sê ons vir hulle, sien jy daai son daar buite, hy is ook oud, maar hy brand nog lekker. Ek sê daarom, hierdie woord is oud, maar hy is nog kragtig. Want hierdie woord, en weet julle hoe bly is ek, dat God is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy skryf een brief vir ons. Een brief. En hy sê, I change not. Dank die Here, hy stuur nie vir ons elke week 'n huisgenoot en sê, I've changed my mind nie. Want ek het al baie gesien wat verloof is op die huisgenoot. So happy, en dan oor 4 jaar as skei hulle. Maar God sê, hy bly dieselfde.
En dan skree hulle vir jou die goed, hulle mok jou, in ons land, in 'n skool en welkom, mok my. En ek dink, Here, wat moet hier gebeur? Ek hoor 'n stem. Vandag, as kinders 'n stem hoor, dan moet hulle psigopaat toe gaan, want hulle is mal. Wonder wat het Eli gedoen met Samuel? Skus, ek's baie reguit, julle gaan my nooit weer terugvra nie. Weet julle hoekom? Want ek preek in plekke, ek sien die pastoor in die Mamoroeties. Weet julle hoekom? Ons moet begin desperaat word. Ons moet begin radikaal word vir Jesus. Dink jy Jesus gaan jou 6 van die bestes gee as jy daar in die hemel kom, omdat jy te radikaal was vir hom? Hy kort radicalness. Ons kort meer as koffie en tee om die mense kerk toe te nooi. En hot chocolate. Reinhard Bonkie, wat een van die mense was wat my opgeleid, het altyd gesê, hoe minder Heilige Gees jy het, hoe meer koffie en tee het jy nodig om die mense te nooi. Want die mense kom vir die koffie en tee. Hulle kom nie vir die Gees nie, maar as die salwing, as die teenwoordigheid van God daar is, sal enigiemand die knie buig. Hier kom hierdie mannetjie van Schweizer Reinek af, het hom 'n jaar terug ontmoet by 'n jeugkamp. Hy sê, hy moes sy Bybel soek. Toe hy na die kamp toe moes gaan, kan nie onthou waar dit was nie. Hy het gelê soos 'n kudu in die veld, want dit is mos atmosfeer. So toe maak hulle nou daar onder 'n boom in die veld, vir al die kinders so mooi stoeltjies en goed, en om Israel moet kom praat. Lekker koffie en 'n silverbekertjie en die atmosfeer. En ek het die kinders een vraag gevra, hey, het Jesus homself al reël gemaak vir julle? Want ek ken die een wat Jesus aan jou kan voorstel. Sy naam is die Heilige Gees. Hierdie man het vorentoe gekom, sy okay, hoe aan bid. Toe hy weer kyk 20 minute daarna, toe staan hy op die vloer. Jy weet, mense sê vir my, daai oggend, kyk nou sit en hy lê nou wees, jy maak my ook emosioneel, stop het. Kyk hoe lyk hy nou, vrou wat nie sy Bybel kon onthou nie, kyk nou hoe radikaal is hy nou, jy skielik. Een ontmoeting met die Here. Ontvang die Heilige Gees. Hoekom? En weet julle hoekom? Want ons is so gefokus, ek herinner julle net Doksa, ons is so gefokus. Ons is so gefokus daarop, nee, as die Heilige Gees val mense om, doen hulle nie. Hoe werk? Nee, jy moet vooroor, hoekom kom ons nie net by die plek, vir ons sê God, ons is honger en desperaat. Doen dit soos jy dit wil hê. Soos u wil hê, dit moet gebeur, want ons kort 'n ontmoeting met jou. Dankie vir daai handklap. Jy gaan nie 'n offering ingooi vandag nie. En weet julle wat gebeur by daai skoolkinders? Ewe skielik hoor ek 'n stem en God sê vir my, ek moet klaar. En God sê vir my, hierdie oggendedienste. En God sê vir my, hier's kinders hierso. Hulle noem dit epilepsie. Maar is 'n bose gees wat op die kinders val. Roep hulle uit, die wat so onder epileptiese aanval. Ek sê, Here, is jy seker? Hy sê, jy het nou net gevra vir wondertekens. Ek roep hulle uit, ek het guts, maar hy gee daai guts. Ek sê, right, luister niemand wil my hoor nie, julle mok my in elk geval. Ek sê so, die wat epilepties is, iemand die wat 'n epileptiese aanval kry, kom vorentoe. Toe kom 'n hele string ry kinders vorentoe. Op die verhoog, toe ek hande op die eerste ene lê, toe begin daai bose gees te manifesteer. En in die naam, bo elke naam, want hy het gesê in Markus 16:15, dryf hulle uit in my naam. Rebellie is nie 'n doktrine nie, rebellie is 'n bose gees. Ja, jy kan nie rebellie met education verander nie. Want die hart van klip moet uitgehaal word en hart van vlees moet ingesit word. Hulle bring daai kinders een ontmoeting, hulle almal val onder die gees van die Here. Nou ek weet dit gaan nie oor die val nie. Ek weet dit. Okay, maar in sulke plekke, ek like dit. Want toe raak daai saal ewe skielik so tjoep stil met hierdie hoërskoolkinders.
Hulle sê, wat gaan nie aan? En die bose geeste begin te manifesteer. En ek loop net so, out in the name of Jesus, see, I told you, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus. Hulle het ons gevra vir 30 minute, 2 ure later, toe stap ons uit die saal uit. Die skoolhoof het na ons toe gekom en gesê, I don't know what's, ek weet nie wat hier aangaan nie, maar dis wat hierdie kinders nodig het. En toe lê die kinders begin in tale te praat. Die plekke waarheen ons gaan, nou wil mense om 'n tafel met my sit en sê, is die hemelse tale nog vir vandag? Hoe sê jy vir 'n mamma in Limpopo, waar hulle nog babietjies opoffer? Hulle offer hulle babietjies op in Limpopo. Net gou vir van julle herinner, wat in die 1980s en 70s gebore is, Limpopo is in Suid-Afrika. En hulle is besig om hulle babietjies op te offer. Nou sê God vir ons, gaan in daar in die berge. Dit maak die evangelie so maklik. Ek spring op die stage en gaan so, hey, julle hoef nie meer julle babietjies op te offer nie, want God het sy seun eens en vir altyd opgeoffer vir ons. Ja, dankie vir 1 of 2 of 3. En daar's 'n tannie daar. Ons praat die 3de aand oor die Heilige Gees. Want jy sien, as jy 'n Christen los met net vergifnis en nie bekragting nie, sit jy met wat ons sit daar buite. Die evangelis in Handelinge 8 het Christus gepreek, duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak, toe doop by hulle in water. Ons is by die plek van, kom ons drink net nog so 3 koffies, ek sal hom later intrek vir die doop. Ons besef nie die krag van die doop nie. Want daai dag toe ek gedoop is op 25, toe ek uit daai water uitkom, het ek nooit weer 'n begeerte gehad vir pornografie nie. Nooit weer 'n begeerte gehad om 'n brandewyn te drink nie. Toe besef ek wat is 'n regte mans. Want in Suid-Afrika word ons geleer, as jy bottel brandewyn kan uitdrink en jy bly staan, dan sê die man. Ek het agtergekom met God, 'n man, as jy kan nee sê vir daai bottel. Maar jy kan dit op jou eie krag doen nie. Dit kom net deur die krag van die Heilige Gees wat Jesus vir ons gestuur het. Kom ek maak klaar, ek wil net so 'n bietjie water drink. Ek is nie een van daai apostels wat so drink en praat. Net vir my stem. Ek sê vanoggend of julle te kom sê. Daai ou tannie staan daar voor en sy's besig om die Here te prys, maar sy vertrou die Here vir genesing. En sy sê, dis 'n ou tannie. Ek preek daai aand oor, ja, in Lukas 3, toe Jesus die water ingaan, en hy word gedoop, toe hy uitkom, toe gaan die hemele oop. En die Heilige Gees val op Jesus, en klee hom soos 'n duif. Heilige Gees nie 'n duif nie. Iemand sê vir my nou nog, pastor, Heilige Gees my kom kuier. Waar? Nee, 'n wit duif daar op my venster. Ek sê vir toe wat jy moet kom kuier nie, hy sal klaar in jou supposingly to be. En daai ou goggo spring daar op. Want ek sê toe vir hulle, toe Jesus uit die water uitkom, ja, want dis klomp voorvader aanbidding in Suid-Afrika. Ek sê vir hulle, ek sê toe Jesus uit die water uitkom, toe stuur God mos die gees van Abraham. Die gees van Moses, Amaruti. Ek sê wie? Sê die Moya Ohalalela. Die Heilige Gees val op hom. Ek sê nou, julle settle vir second best. Julle doen so wat julle vaders wil doen, terwyl Sagaria 1 vers 12 vir ons sê, God was kwaad vir ons vaders. Omdat hulle nie sy weë gevolg het nie. Maar gelukkig is daar 'n komma wat sê, maar as julle terugdraai na my toe, gaan ek terugdraai na julle toe. En dan gaan julle land kom genees. Nie net 'n paar mensies genees nie, julle land. God is agter die land, hy het nog 'n belofte vir die land. Maar we gotta do it, excuse me, Afrikaanse diens, ons moet dit sy manier doen. En hy goggo sit daar voor en ons praat oor Heilige Gees, ewe skielik sit sy in die voorste seat, sy gaan net so, en die krag van die Heilige Gees val op haar.
en ruk alle bene terug in plek. En sy spring daarop. En sy begin die Here te loof en prys. En toe ek weer kyk, gaan sy oor in die mooiste hemelse taal sonder tande. En ek roep haar voor en toe ek sê, mama, wat het gebeur? Sy sê, Maruti is verbaar nie, man. Sy sê, ek sit nog daar, jy praat oor die Holy Spirit, ek voel hier val iets op my. Nou vra die kerkmense, waar is hierdie geval op my? Handelinge 8. Die Heilige Gees nog nie op die gelowiges geval nie. Jy sien, ek het die antwoorde, ek preek die ABC's, maar ek ken die XYZ's. Om die kerkmense te kom antwoord. Want ons kerkmense wat hulle opinie gee, maar hulle het nog nie eens die Bybel deurgelees nie. En hy gogo kom vorentoe gehardloop met 'n hemelstaal, vra van mama, wat het nou met jou gebeur? Sy sê, Maruti, ek sit daar in die stoel, jy praat oor Jesus, the giver of the Holy Spirit. Sy sê, ek sit so, ek voel net, hier val iets nou op my. Sy sê, dis soos electricity. Dis hoekom Reinhard Bonkie altyd gesê het, 'n ou loop eendag verby hom, hy sê vir hom, julle Christendom is boring. Hy sê, ja, so ook jou televisie, as jy hom nie inplak nie. Een ander oom sê vir my nou dag, ek het vir God, ek het die seën, ek's fine. Ek sê, oom, dis so goed, jy sê vir my, jy het 'n skakelaar, jy het 'n lig. Maar daar's nie 'n kragdraad tussen die twee nie, so die lig gaan nie skyn nie. Jy kan die skakelaar hê, jy kan die lig hê. Maar as daar nie 'n kragdraad is nie, Jesus het in die Handelinge 1:8 gesê, you shall receive, Afrikaans, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, om te getuig. En daai gogo kom vorentoe. Sy sê, Maruti, ek voel die power from heaven. Hy sê, ek spring op, ek voel maar die pain is gone. Sy sê, ek hardloop rond, ek prys die Here, Siyabonga Jesu, Uyahala, Siyabonga Jesu. Sy sê, soos wat sy sing, voel sy, maar Maruti, nou iets hier binnekant. Hy begin te bid hier by my tong, ek verstaan nie die language nie. Dis so graag God in ons wil leef. Mense sê, hierdie hemelse tale, is dit nodig? My antwoord moet wees as God dit gegee het. Want ek het agtergekom, hierdie hemelse taal wat die Heilige Gees deur jou spreek, dit confuse die duiwelse kamp. Want niemand verstaan wat jy sê nie. Dit confuse hom. Is net God wat Heilige Gees bid 'n perfekte gebed deur jou. Daar's van julle wat sê, hoe lank moet ek bid? Ek het net soveel Afrikaans woorde, ek het net soveel Engels woorde. Why are we going this way, Lord? Ek het net soveel woorde, ek het net dit exactly. Dis hoekom wanneer jy by die plek kom waar jy nie meer woorde het nie, moet die Heilige Gees oorvat, Romeine 8. En hy bid deur jou 'n perfekte gebed. As ek die duiwel was, sou ek dit ook geveg het in die kerk. Mense is honger vir Sasco salmon vir Twiza. Mense stry oor, kan ek nog een doppie drink of nie? Maar ek sien nie mense wat honger is, want ek was daai ou. Ek wou, solank ek net 'n dak oor my kop het, solank ek net my vrou kan sorg, solank ek net hierdie pragtige vrou, solank ons net brood op die tafel het, solank ons net dit het. Maar die Bybel kom in Matteus 6:33 en hy sê, soek die koninkryk van God eerste en die res van hierdie goed gaan volg. Ons soek die volg. Ons soek nie die koninkryk. En weet julle wat? Ek wonder, julle pastore het seker al hier opgestaan en sê, soek die koninkryk. Ek wonder hoeveel van julle dalk, ja, die koninkryk. Weet julle wat is die koninkryk? Jouself al ooit gevra, wat is die koninkryk? Want hy sê, soek die koninkryk. Romeine 14 vers 17. Hy sê, die koninkryk van God is nie van eet en drink nie. God het nie gesê, vat 2 brandas om lekker te slaap vanaand. Hy het gesê, die koning, moes jy dit sê nie. Die koninkryk van God
Weet julle hoekom is dit so? In Olifantshoek, ek het nou pastore die week ontmoet van Olifantshoek, ons het 3 jaar terug 'n crusade daar gehad. Hulle kom laat weet my, vandat ons daar was, is al die taverns toe. Al die taverns toe, want hulle sê, maak nie meer geld en die mense drink nie meer nie. Ek kan jou een ding sê, dis die toets vir my, of jy die Heilige Gees het of nie. Is wanneer jy sê, ek het nie meer die goed nodig nie. Soos nou die aand by 'n troue, toe ek weer mense moet trou. Ek weet nie, kom hulle altyd vir die prediker, by die, wat noem hulle dit, wat is dit, na die troue diens, die onthaal. Kom, daar sit 'n ou oom so langs my, almal kry so 'n sambukakkie op die tafel, verniet. En hy oom sit oor, maar ek sien, hy gaan kom vir my. Maar ek's reg vir hom. En hy oom spring so, hy vat sy glasie so, hy sluk hom so, gorrel hom soos my Aqua Fresh, en hy slat sy pel so, hy sê, watch this. Hy sê, hey, prediker, ek sien jou glas is nog vol, hulle brambo so. Sien jou glas is vol. Ek sê, ja oom, hoekom? Ek sê, nee, raak goeds te lig vir my oom. Hy sê vir my, te lig? Ek sê, ja oom. Hy sê, hoe kan dit te lig wees, ken jy Sambuca? Ek sê, ek ken Sambuca. Hy sê nou, ek sê, maar oom, as jy iets sterkers geproe het, gaan jy nie terug na die. Hy sê, nou wat het jy geproe? Sê, oom, Jesus Christus het in Johannes 7:37 sê, kom na my toe jy wat dors is. En ek sal jou lewende water, nou sê julle, hoor hierdie evangelis praat van proe, waar sy etiket, God sê in sy woord, come and taste and see. Ek sê, ek het geproe. Ek sê, oom, en ek het geproe van daai lewende water. Hy het gesê, ek sal nooit weer dors nie. Hy het gepraat van die wonderlike Heilige Gees, wat in jou binneste sal uithardloop. Ek sê, oom, ek was daar, vra vir Flippie. Ek was saam met hom op universiteit. Ons het omtrent dieselfde tyd ons ontmoeting met die Here gehad. Nou is hy 'n worshipper by julle Noordkampus. Hy oom sê vir my, ek sê vir hom, and by the way, môreoggend word jy wakker met 'n dik babbelas en jou geld is op. Ek sê, ek word wakker met die vreugde, blydskap. Want Romeine 14:17 sê, die koninkryk van God is nie van eet en drink nie, maar van regverdigheid, van vreugde, blydskap. Waar? In die Heilige Gees. Ek verstaan hoekom die duiwel die Heilige Gees wil uithaal uit die kerk uit. Preek God die Vader, preek Jesus die Seun, maar fight oor die Heilige Gees. Want dis hy wat hier by ons is nou. Ek kom herinner julle voordat ek bid. Ek kom herinner julle vanoggend, Jesus, ek preek nie Israel Tyler 4:6 nie. Ek kom nie om te sê kerk 6:16 sê dit nie. Ek kom gee julle die woorde van Jesus. Die woorde van Jesus in Johannes 14 sê hy, Jesus kom, wat doen Jesus nou? Hy sê in sy woord, hy sê hy moet teruggaan toe hy nou klaar is hier op aarde. Die Bybel sê, hy was gesalf. Jesus was gesalf met die Heilige Gees. Mense, hoor gou hier, as Jesus hom nodig gehad het, het ons hom nodig. Die Bybel sê, Jesus het geen wonderwerk gedoen. Nie voor Lukas 3, toe hy daai water uitkom en die Heilige Gees kom op hom, en direk daarna, toe sê God vir Jesus, gaan nou op die berg en vuis die duiwel. God die Vader laat nie sy eie seun die duiwel aanvat sonder die Heilige Gees nie. Hoe wil ons dit doen met koffie en tee? Ons probeer kerk, of waantoe ek gaan, nie julle doksa. Die mense probeer, mense disipel, maar hulle is nog nie eers weergebore nie. Daar's 'n ontmoeting, daar's 'n ervaring, wat Jesus gesê het, jy moet weer gebore word. Weet julle, hoe is dit om iemand te disipel wat nog nie weer gebore is nie? Dis soos om 'n vrou te vat wat swanger is, en jy gooi melk op haar maag en dink die kind moet drink. Want hulle is nog nie die weergebore ervaring nie.
Christendom is nie 'n doktrine nie. Christendom is nie 'n religie nie. Christendom is waar 'n God afkom en hy maak jou 'n nuwe mens. Hy vat jou van donker na lig. Hy vat jou van 'n dwelmverslaafde na 'n kind van God toe. Is wanneer jy kan omdraai en getuig en sê, nooit weer in my lewe nie. Maar ons moet honger raak, daar's te veel doktrine, gaan dit oor ontmoeting, gaan dit nie, dit gaan oor ontmoeting. Want God sit nie daar bo in die hemel en sê, jy moet guessing game speel nie. En dan kom Jesus, hy sê, nadat hy die gees van die Here opgehaal, hoor, hoekom is die gees van die Here op hom? Lukas 4 vers 18. Hy sê, die gees van die Here is op hom. Hy sê, om die blinde oë oop te maak. Om wat? Die gebroke harte te genees. Dr. Casper Troski is een van my beste vriende. Hy doen 'n amazing werk in die stad. Maar hy kan getuig en sê, Israel, ons het nog nie 'n pilletjie wat 'n hart kan genees nie. Maar daar is 'n pil, die gospel van Jesus Christus met die uitstorting van die Heilige Gees. En dan sê hy om die gevangenes vry te maak. Ek moes nou die dag met 11 van die gevaarlikste manne, dis hoekom ek so bold is hier by julle. Want ek was al gedreig, vra my vrou. 'n Toordokter wou my nou die dag doodmaak agter die stage. Want hy sê ek praat te veel waarheid met die mense. Ons het nie daar gestry wat is reg en wat's verkeerd nie. Hy sê waarheid, daar's 'n verskil. Waarheid is 'n mens. Waarheid, is 'n persoon, is die seun van God. My vraag is, het jy hom ontmoet? Want as jy hom ontmoet het, gaan jy ophou vra oor, hoe moet hy val? Wat moet hy doen? Kom net vorentoe en sê, Here, raak my aan. Soos in Valhalla Park, daai aand terwyl ons preek, hol die mense vorentoe. Prostituie, bendeleiers, gooi hulle drugs, heroin, gooi hulle kokain, gooi hulle wapens by die altaar neer. Sê, Here, wat moet ek nou met dit doen? Want ek het 'n paar spanlede wat daai verlede gehad het, ek wil hulle nou nie in temptation sit nie. Hy sê, brand dit. Want brand verwoes daai goed. Dis hoekom Jesus in Matteus 3:11 gesê het, hy moet jou doop na jy tot bekering gekom het. Is daar 'n ervaring waar jy moet doop in die Heilige Gees en vuur. Hoekom die vuur? Want die vuur verwoes die oes van die vyand. Met Samson het die jakkalse so 2 by mekaar gesit, aan die brand steek, toe stuur hy hulle in die oeste, en wie se oeste? Die vyand. Ek sê vir julle vandag, ek is besig om te leer uit hierdie woord uit. Almal in Suid-Afrika wil hê ons circumstances, ons omstandighede moet verander. Ons wil hê die potholes moet voller kom. Ons wil hê alles goed, maar julle moet weet. God sê in sy woord, vir jou omstandighede om te verander, moet God eers die mense verander. Moet God eers die mense verander. Toe ek by daai mense praat, ek gaan gou maak 5 minute, dan gaan ons bid. Want ons bid hierso, nee. Is daar iemand wat honger is vir God? Ok, 1, 2, 3, ag, prys die Here. Ek het geweet ek kom by Doks, ek klomp heilig is. Alright. Luister, in die tronk met 11 van die gevaarlikste manne in Suid-Afrika, in 'n 5x5 kamertjie. 48 moorde tussen die 11 van hulle, in die tronk, nie buite nie, in. En daar's 'n man, hy sal 28 jaar en 6 maande in die tronk, hy het lewenslang. En terwyl ek so preek, spring hy op, hy sê vir my, hulle kom praat hier met my oor Boeddha, hulle kom praat hier met my oor Mohammed, hulle kom praat met my, nou kom praat jy oor Jesus, wat se een is die ware God? Want julle maak ons die mekaar. Wat se een is daar wat homself kan ontmoet? In daai oomblik haal ek my slim doktrine uit. Ek sê vir hom, man, jy kan gaan na Mohammed se graf toe, jy sal hom daar kry. Jy kan gaan na Boeddha se graf toe, jy gaan hom daar kry. Sy kus is net bietjie groter as die ander, check hom uit. Ek sê, maar gaan na Jesus se graf toe, jy gaan hom nie daar kry nie, want hy het opgestaan uit die dood uit. Ja, dit klink nice nie.
Klink nice. Hoor wat sê daai ou vir my terug. Hy sê ek is lewenslang in die tronk, hoe moet ek nou Israel toe gaan? En daai oomblik val hy op my. En hy sê vir my, onthou, Jesus het in Johannes 14 gesê, terwyl ek weg is, om 'n plek vir julle voor te berei, gaan ek julle nie alleen los nie. Hoor gou hier, daar's nie 2 Heilige Geese nie. Daar's 1. Hy sê daai selfde Heilige Gees wat op hom was, wat die duiwels uitgedryf het, uit Maria Magdalena, wat op die 3de dag die eerste by die graf was, terwyl Petrus hulle wegkry. Hy sê daai selfde Heilige Gees wat op hom was, wat Lazarus uit die dood uitgebring het. Dieselfde Heilige Gees wat vir Saggeus uit die boom uitgehaal het. Dieselfde Heilige Gees het hy gesê, gaan nou op julle wees. Hy sê, julle move nie voordat julle hom ontvang het nie. En hy het nie gesê, julle sal weet dat jy hom ontvang het, omdat jou pastoor vir jou gesê het, jy het gevat in geloof nie. Hy het gesê, julle sal weet dat julle weet as hy oor julle kom. Moenie vir my sê, jy gaan in 'n trok vashardloop en dan staan jy daar op en sê, ek het niks gevoel nie, alles is alright. Nou kom ontmoet die Gees wat Jesus uit die dood het opgewek het. En daai ou spring daar op en hy sê vir my, want Jesus het gesê, hoor wat sê hy in vers 16 en 17, hy, die Heilige Gees, gaan met julle wees tot in ewigheid. Hy het nie gesê, hy gaan met julle wees tot die apostels dood is nie. Hy het nie gesê, hy gaan met julle wees tot in 1993 nie. Hy het gesê, hy gaan met julle wees tot in ewigheid. Die Bybel sê, Jesus was gesalf met die Heilige Gees. Weet julle wat beteken daai woord salf? Handelinge 10:38. Dit beteken die teenwoordigheid van God op vlees en doen wat vlees nie kan doen nie. Dis wanneer ek vergeet van die skaapbout in die oond. Dis wanneer ek vergeet om te sê, hier's 'n tweede diens. Dis wanneer ek vorentoe hardloop en sê, ek wil hom ontmoet. Want daai ou wat 28 jaar en 6 maande in daai tronk is, kom vorentoe, hy sê, jy sê, daar's 'n Heilige Gees, bid vir my. My bene bewe, want dis gangsters hier voor my. En ek gryp sy hande van bangheid, ek sê vir hom, ek kan voel die salwing. Meanwhile is dit vrees. En toe ek sy hande vat, jy weet die Bybel sê, jy kan hom prys met jou lippe, jou hart kan ver wees. Ek verskuldig daai oggend. Want ek het daar gestaan en toe daai man sy hande vat, die voorreg, en my lippe bid, Here, in die naam van Jesus, raak hom aan. My hart sê, Here, dis 'n gangster. Toe ek my oë, die Here sê vir my, daar's iemand wat gedoop moet word vanoggend. Heilige Gees praat my. Hy sê, jy moet afsny. En afsny vat obedience, die Heilige Gees wil jy ontmoet in die water vanoggend. Sê maar net. Ja, maar my klere gaan nat word. Thank you, Lord. Is iemand hierso? Is iemand hier met nierversaking? Is op pad nierversaking toe. Die Here sê, as ek 'n nuwe hart kan gee, kan ek nuwe niere gee. Thank you, Holy Spirit. Dankie, Heilige Gees. Is dit jy? Kom, vinnig, hardloop. Ek moet klaarmaak my preek, man, jy interfereer. Kom, wie gaan my help hierso? Kom vinnig hierso, kom. Die Here sê, hy wil jou nuwe niere gee. Heilige Gees, kom staan hierso. Voel jy die teenwoordigheid soos jy nader kom, ek kort hulp hierso, ek kort iemand wat agter hom kan staan. Staan net daar, my jong man. Maak toe jou oë, wat hierso. Krag van die Heilige Gees klaar oor jou. Wat jy help. Touch Jesus. Raak hom. Maak hom gesond. Hierso, ontvang. Vry, hoekom val hy? Ek het hom so 'n bietjie gestaan. Maar weet jy hoekom? As jy operasie nodig het, jy bietjie lê. Touch him, Jesus. Hier's iemand hierso, hier's 'n vrou hierso. Here, wil ek met. Hier's iemand hierso, die Heilige Gees wys vir my, jou hart is gebroken. Jy het deur trauma gegaan in jou verlede en die Here sê, want jy voel verwerp. Die Here sê, luister hier, God die Vader het jou nie verlaat nie. Dis iemand wat sy pa op 'n vroeë ouderdom hulle verlaat het. Kom gou. Sy dame. Sy jong dame.
vir die kerk doen ons nie sulke goed nie. En die Here sê, en daai man kom vorentoe en toe ek sy hande so vat, in die tronk. En ek sê, Here help my, toe ek my oë oopmaak, toe lê hy plat op die grond, onder die krag van die Heilige Gees. En daai man begin te huil en hy sê, hy's real. Hy's real. Hoekom? Want die Heilige Gees kom seal ons salvation. En daai man begin te huil en hy kyk die ander gangsters en hy sê, man, dit is real. En die volgende ou spring op. En hy sê, ek wil hom ook ontmoet. En die ou's huge. Ek sê, nou maar kom met my lippe. Gryp sy aan, Here, raak hom aan, bid soos 'n prediker. My hart sê, Here, hierdie ou's groot. Ek sien hierdie hande gaan my sommer vinnig uit lap gee. Help my, Jesus, toe ek weer kyk, toe lê hy plat onder die krag van die Heilige Gees. Kan ek gou vir julle sê, Pietso, 28 jaar en 6 maande in die tronk, lewenslang gekry. Hy's 2 jaar terug na sy ontmoeting uit die tronk uit, as gevolg van 'n lewe wat verander het. Uit die gangs, uit alles uit, hulle het hom opgehou. Watch gou hierso. Hier's wat ek vir julle wil sê, dan bid ons. Ek wens ek het meer tyd. Is julle nog okay? Is julle nog okay? Wie wil huis toe gaan? Here, ja, hy duiwel. Okay, alright. Kyk gou, die teenwoordigheid is hier. Die Heilige Gees is hier. En hy sê vir jou, maar nou wil ek jou gou vertel oor Justice in Valhalla Park. Hy kom die Woensdag aand, kom hy daar aangestap. En hy loop so oor die veld waar ons preek en hy vra die mense, wat gaan hier aan? Sê nie, hulle preek Jesus. Nee, ek wil dit ook sien. Hy sê, hy sit in die stoel, terwyl hy die evangelie hoor, Woensdag aand. Val die Heilige Gees op hom. Die Donderdag aand word hy gewaterdoop. Die Vrydag aand word hy gedoop met die Heilige Gees. Onthou, jou redding en die dooping van die Heilige Gees is 2 verskillende ontmoetings. Dis waar ons die fout maak. Ons dink wanneer ons die salvation ontvang het, dan het ons klaar bekrag met die Heilige Gees. En daai man kry die doping van die Heilige Gees, 'n gangster. Gee sy hart vir Jesus. Vrydag aand, gedoop met die Heilige Gees, spreek in tale. Mense vra my, hoekom sê jy so oor die tale, want weet jy hoekom? Die Heilige Gees het nie verander nie. As hy die mense so gedoop het in die boek van Handelinge, gaan hy ons doop so. Ek soek dit soos die Bybelpatroon. Ek soek dit nie soos 'n doktrine nie, ek soek dit soos die Bybel. Maandag aand skiet hulle vir Justice 3 keer in die kop. Hoekom? Want hy getuig. Hy sê, as ek nou uit hierdie bende uitgaan, gaan hulle my doodmaak, want dis die kontrak. Hy sê, maar ek gaan eerder dood in Christus, as om dood te gaan as 'n gangster, want dan gaan ek dood as 'n moordenaar. Weet jy wat doen die Heilige Gees wanneer hy inkom? Hy vat die vrees vir dood weg. Jy gaan soek nie die dood nie, maar as dit kom, is jy nie bang nie. Daar's nou die aand nog een in Heilbron, is daar 'n oom. Sy vrou kom getuig, sy sê, elke aand, pastoor, kom my man dronk by die huis aan. Hy vat sy lone van die dag en hy gaan drink dit uit. Die man staan daar met sy kop so onderste bo op die stage. Ek sê, en nou? Sy sê, nee, vra hom. Hy sê, maar Ruti, gister ek loop oor die sokkerveld. Ek dink ek gaan julle kom mok hierso. Ek is dronk. Ek sit op die stoel. Ek voel maar hier val iets nou op my. Dis mense wat nie die Bybel ken nie. Hier val iets op my. Toe, ek is so sober as a judge. Ek gaan huis toe. Die vrou gryp die mic, sy sê, paste, gister, toe kom hy terug huis toe. Die keer is hy sober en hy het groceries vir die kinders. Die Bybel sê, 1 Samuel 10 vers 6 sê die Bybel oor die Heilige Gees, dis waar ek wil kom praat vandag, is my beste vriend. Moet hom nie grief volgend nie. Want die Bybel sê, hy het die krag om die mens te verander. Hy kan die hart van klip uithaal, 'n hart van vlees insit. En dan sê God in Esegiel 36, dan moet ek my gees in julle sit. Hy moet 'n nuwe hart gee. Hoekom dink julle dat Jesus gesterf? Want as jy hartoortplanting nodig het, moet jy hospitaal toe gaan, hulle sit jou op 'n lys. Jy moet wag dat iemand doodgaan. Dis hoekom God sy seun op die kruis gesit het.
sodat hy kan doodgaan, dat daar spies in sy sy kan kom tot in sy hart, sodat die wat nadat hulle in hom geglo het en vergifnis gekry het, hulle sy hart kan kry. En dan wanneer jy sy hart het, dan kan die Heilige Gees inkom. In Johannes 14 sê Jesus, hy gaan nie net met julle wees nie, hy wil in julle wees. Het jy al daai ontmoeting gehad? Because that's what will change the community around you. Ja, maar ek is 'n prokureur. Ja, hy kort geesvervulde prokureurs. Hy kort nie nou 'n wit of 'n swart of 'n bruin president nie. Hy kort nie nou 'n blou hemp, I said it, of 'n rooi hemp of 'n geel hemp. Wat ons nodig het is geesvervulde leiers. Maar die Bybel sê, dit begin by die kerk. Ek moet bid. As jy vanoggend hier is, ek wil jou vra, want Jesus sê, gaan om 'n plek vir jou voor te berei. Daar's mense wat nie eers weet, dat daar 'n hemel en 'n hel is nie. Ek was daar, dis hoekom ek hier staan. Hy moes die hel uit my uitskok. Besef jy gaan nie 300-400 jaar oud word nie. Besef jy jou tyd hardloop uit. Ons raak nie jonger nie, ons raak ouer. En die Here sê, daar's 'n dag wat jy geboorte, dag wat jy doodgaan, en dan die ewige lewe. Hy sê nie, dan gaan jy net perish nie. Die ewige lewe. En in die ewige lewe sê Jesus in Lukas 16, daar's 2 plekke. Daar's nie 'n Vrystaat in Mpumalanga, Gauteng nie. Daar's 2 plekke, hemel en hel. Hel was nooit gemaak vir mense nie. Maar ons het kort geval. En die Bybel sê, as jy die duiwel wil volg en sonde wil volg, gaan jy opeindig waar die duiwel opeindig. Hy sê, maar as jy repent en jy draai terug, het hy jou so lief gehad, dat hy sy eie seun vir jou gestuur het. Om dood te gaan op die kruis, om op te staan, om te sê, dan sê hy, kom na my toe, enige iemand. En ek sal jou vergewe, jou skoon was, jou nuwe hart gee, ek sal my Heilige Gees in jou sit. Ek het nou dag by 'n plek gepreek, die maandag aand toe preek ek 'n ou oom kom vorentoe, een oom, kom vorentoe. Die pastoor gaan sien hom die donderdag en sê vir hom, jy moet nou kerk toe kom sondag, hy sê ek is op pad, Saterdag toe sy dood. Ek weet een ding, 'n evangelis kan jou nie red nie, 'n pastoor kan jou nie red nie, Jesus red. Maar nadat jy gered is, het jy die Heilige Gees ontvang, wat die krag het om jou te verander. Daar's te veel in Christus, ek is maar net 'n mens. Ja, Israel, die Here ken my hart. Ja, dis hoekom hy jou 'n nuwe een moet gee. Ja, Israel, maar ek ken die Here. Ja, die duiwel ook, en hy sidder. Ken jy hom? Of het jy sy Heilige Gees gesê, kom maak my jou beste vriend. Ek wil jou beste vriend hier op aarde wees. Want wanneer hy inkom, gaan verwerping. Rejection goes to exception. As jy vandag hier is, en jy wil hom ontmoet, jy wil gedoop word in hom. Jy wil hê Jesus moet jou doop, want hy's hier. As jy nog weet, hy's met jou, maar nog nie in jou nie, as jy nog ervaring gehad het nie, let's go. Ons kort die vlam op ons kop. Ons moet die oes gaan verwoes. Daar waar jy is, as jy nie seker is of jou lewe reg is, want jy is evangelis, as jy nie seker is of jou lewe reg is, as Jesus vandag moet terugkom nie, of vanaand 8:00, hy sê kom met na my toe, en ek sal jou vergewe. Kan ek vra hier vanoggend, wie's honger? Wie wil graag die Heilige Gees op 'n volgende vlak ontmoet? Wie is hier vanoggend om te sê, Here, ek is honger vir jou, ek soek 'n ontmoeting met jou, ek wil bekrag word deur jou, hou jou hand daar, moenie nou Suid-Afrika op my pluk nie, hou jou hand daar, as jy sê, Here, ek is honger vir God, ek kort daai ontmoeting. Daar's van julle wat dalk hier sit, wat sê, ek kom al jare kerk toe, maar ek het hom nog nie ontmoet nie, dis vir jou vanmôre. Jy kom dalk en jy sê, ek sal jare Christen, maar ek soek daai gawe van hemelse tale. Ons gaan bid vanmôre. Jy wat hier sit, wat nou gaan die hande af. Jy wat hier sit en sê, maar ek is nog nie gedoop nie, want te veel oor doktrines. Luister hier, val net in, doen dit, dis net water. Jy wat volgende hier sit, wat sê, maar
Ek het weggedwaal van die Here af. Want ek weet ek het nie die vuur gehad nie, but I need the fire to keep me running until Jesus comes. Gou. Slip uit jou stoel uit. Jy wat jou hand op het en hardloop vorentoe dat ons kan bid. Ek het nie baie tyd nie. Kom. Nou sê van julle, maar ons doen dit nie hier so in Suid-Afrika nie. Let's start doing it in South Africa. Kom vanmôre. Ag, my tyd. Sorry. Julle stop my net, hoor. Julle stop my net. Ek kort nou helpers vandag. Sjoe, my tyd, kom vanmôre om te sê, Here, ek wil 'n verskil maak. Help hierdie man, die gees van die Here is op hom. Ek kort hier so hulp hier so. Daar's ja. Lord, ek sien 'n salwing van evangelisasie op hom. Dis kom ek eers te bid. Dankie Here. Dankie Jesus. Help my. Daai tannie, die gees van die Here is op baie tannie. Hierso, sit jou hande in my hande tannie, maak jou toe staan agter haar. Kyk mooi na. Tannie, kom die gees van die Here. Maak net toe jou oë en maak oop jou hart. Dis die Heilige Gees. Hier begin die Heilige Gees te beweeg. Die Heilige Gees is hier. Wow. As dit op so tannie. Hierso, help my gou hierso. Sit jou hande in my hande. Maak dit jou oë toe. Dit moet reël wees. Dis okay. Dit moet reël wees. Ja, sy voel jy dit. Wat ja. Nou vra mense, hoekom blaas jy so op mense? Ek weet nie. Almal wil soos Andrei Pollards kop. Jesus het ook in Johannes 20:22 oor mense geblaas, so ek doen dit soos my Here hou. Daai dame met die geel hemp en die dogter langs, kom julle twee vinnig. Kom. Maar julle moet gou maak my diens hier. Kom 'n tweede diens julle. En jy ook. Kom. Met die brein. Kom staan dit so. Wie gaan my help hierso? As jy sit julle hande so. Gou. Here, julle is klaar Christen, ek weet dit. Julle is so lief vir die Here, but he's going to empower you. He's going to empower you to shine the light. Touch Jesus. Jy kort meer. Hierso Flippie. Jy kort meer. Help hierso. Jy kort meer. Touch. Jy kort meer. Jy, staan agter haar met die wit hemp. Steek op jou hande, maak jou oë. Die Here sê hy het 'n ontmoeting met jou vandag. Hier kom die Heilige Gees, sonder hande op lê. Voel haar. Dankie Heilige Gees, raak haar aan asseblief Jesus. Daar kom hy. Touch Jesus, daar kom hy. Ons moet partykeer bietjie deurdruk. Daar's die ontmoeting van die Here. Wow, dankie Jesus. Hierdie twee mense hier, sorry dat ek julle so rondjaag. Maar ek gaan net gaan soos die Heilige Gees. Staan net so. Father, in the mighty name of Jesus, Heilige Gees. Holy Spirit, reveal it to them. Maak yourself real. Ontvang dit. Dankie Jesus. Fill them up, Jesus. Hierso. Die Here sê, almal tussen 15 en 18 of 19, kom gou vinnig. Almal tussen 15 en 19, kom gaan net nou vir die respect. Gou. Julle moet hol asseblief my tyd. Dan gaan die moeilikheid kom by Doksa. Kom staan gou hier voor. Staan net so. Of staan hier so, vinnig. Kom gou. Okay. Sorry julle dat ek so rondhardloop, evangelis. Staan so, kyk vir my. Hou hande vas, vinnig. Kyk vir my. Helpers asseblief. Almal, staan net so om hulle. Is julle ready? Jongman, kyk vir my. In die naam van Jesus, ontvang hom. Touch him, Jesus. You gotta let him go, sir. Thank you. Ja, daar's die gees van die Here op jou. Wat ja? Help asseblief, helpers. Kyk daar die gees van die Here, sonder die hande op lê. So, die gees van die Here is op jou. Jongman. Help hom. Gees van die Here is op hom. Sien julle? Hier's waar die genesing plaasvind. Hier's waar die nuwe hart. Come on, wie's opgewonde oor Suid-Afrika? Wie's opgewonde? If you believe and I believe. Julle hierso. Staan so, maak julle oor, sê reg. Soek julle die gees van die Here. Sit my hande, sit gewoon. Staan agter, leg jy my hand. Heilige Gees, vloei net nou deur hierdie vuur in Jesus naam. 1, 2, 3, touch. Touch them, Jesus. Touch them, Jesus. Jesus. Hierso, help hierso. Bye.
Hy gaan staan hierdie oom sommer nie omstamp. Boom. Hy sê, hy het jou lief. Hoe was daai? Is reël, nee? Is reël, nee? Voel jy dit hier so? Voel jy dit hier? Voel jy? Daai salwing wil op jou hoop wees. Maak toe jou oë. Sê Jesus, hierdie oom is crazy. Ja, sê dit. Hy's mal, maar is okay. Wat van dit? Wat van dit? Mag Here jou ontvang. Moenie na my kyk, kyk net vir Jesus. Kyk net na Jesus. Val hom nou, daar sê Jesus. En as jy nog nie gedoop is en jy die Heilige Gees ontvang, spring in asseblief. Daar's 'n tweede diens wat kom, julle moet gou maak. Al gaan so neer, is 'n spesiale oomblik. Ja, vir die hemel. Touch Jesus. Touch him Jesus. Touch him Jesus. Ja, staan hom aan. Kom net eens met jy. Daar's die krag van die Heilige Gees op jou, wat ja, voel jy dit? Is lekker, nee? Power! Thank you Jesus. Thank you Lord. Luister. Verwerping. Daar's iemand met verwerping hierso. Daar's iemand met verwerping. Kom gou. Is net omdat jy jou vertroue op liefde van mense gesit het en nie op God. Hy wil jou gou sy liefde wys. Waar is die persoon? O ja, ek werk met die Afrikaner. Jesus. Dit moet reël wees. Ontvang. Jesus, kom. Los hom nou, kom na Jesus toe eers. Staan hier so. Maak toe jou. Vader, in die naam van Jesus, heal them now, Lord. Dank Jesus. Thank you Jesus. Daar's iemand met ovaries, 'n vrou met ovaries. Wat is dit? Wat's ovaries? Eierstokke, probleme met jou eierstokke. Die Here is besig om jou nou te genees. Die Here is besig om jou nou te... Hier's 'n vrou met 'n bloedvloei. En Jesus sê, ek moet vir jou sê, daar was 'n vrou in die Bybel met 12 jaar. As hy haar kon genees, gaan hy jou genees volgend. Wow. Hier's 'n man hierso, migraines. Ek sien hy sê migraines. Jy sukkel om uit jou eie oë uit te sien partykeer, migraines. Staan net so. Maar daar's 'n man ook, maar dis reg, ek gaan vir Tannie ook bid. Staan net so, kyk vir my Tannie, Here, ek weet jy wil dit vir daai man doen, but you can do it for her also. Kyk vir my Tannie, in die naam van Jesus, oppression, los haar. Van vandag af, los haar. In Jesus naam. My tyd is op. Ek weet nou nie hoe om verder. Steek net jou hande op. Luister gou, die belangrikste, hoor gou mooi. Die miracles, wonderwerke is mooi. Die teenwoordigheid van God is hier. Wonderwerke is wonderlik. Maar die grootste wonderwerk is daai weergebore ervaring. Is wanneer God daai fisiese hart kom uithaal en hy gee jou 'n nuwe een. As jy vanmôre 'n kuiergas hier is en jy het gekom en jy sê jy wil surrender to Jesus. Hier's 'n vrou met 'n knop in jou bors. Jy het 'n knop in jou bors. Die Heilige Gees sê, jy gaan kom getuig. Jy gaan kom getuig. Hierdie vrou met die geel hemp, staan net so, iemand staan agter haar. In die naam van Jesus, Gees van die Here is op jou. Ek gaan nou die diens oorgee. Die wat graag nog, luister gou, jy wat vorentoe gekom het om te sê, Here, ek is lou. Here, ek wil my hart vir jou gee, ek wil seker maak. Ek bid dat die Here jou vandag sal red. Jou naam in sy boek skryf. Jou siel sal red. Jou die weergebore ervaring sal gee. En dat hy jou daar gaan hou tot in ewigheid. Jy het nie my hande nodig nie. Jy het net die krag van die Heilige Gees nodig. Jy het net die krag van die touch it Jesus. Jy het net die krag van die Heilige Gees nodig. Help te kyk daar gaan hy. Dis hy. Daar's die krag van die Heilige Gees op hom. Heilige Gees is besig om te beweeg. Dankie Here. Steek net jou hande uit voor ek hierdie diens moet klaarmaak, sorry. Maar as jy nog gebed wil hê, ek dink Pastor Christo het gesê, hulle sal vir ons 'n plekkie maak. Jy wat net hier wil staan, wat nou moet gaan. Ek bid, laat Jesus, sy Heilige Gees, nie net op jou nie, maar in jou, sal toelaat vir daai weergebore ervaring. Die Heilige Gees is hier so. As jy genesing nodig het, jy sal getuig in die naam van Jesus. Wow, die krag van die Heilige Gees is hier so. Ontvang dit nou, in Jesus naam. In Jesus naam. Is daar iets so, die krag van die Heilige Gees.
Orals waar jy beweeg, val die Heilige Gees op mense, gesalfde. Dankie Here, ontmoet jou mense. Ek wens ek kon langer bedien, maar ek gaan die tyd respekteer. Is daar enigiemand hier vanoggend wat gesê het, Here, ek kom terug na jou toe vandag, steek op jou hand. Want nou kan jy nie skaam, jy is nie skaam by Ellis Park nie. Here, ek kom terug na jou toe vandag. As jy hier is en jy sê vandag, Here, want jy die Heilige Gees ervaar, jy sê, Here, ek wil vergewe word vandag, steek op jou hand, steek op jou hand. Wow, ek wil net gou vir jou sê, dit gaan nie oor 'n gebed nie, dit gaan oor jou hart. En Jesus red jou, hy bring jou terug, hy bring jou terug vanmôre. Ek wil so graag hande op julle lê. Hy bring jou terug vanmôre. Is daar iemand, alle hande af, is daar iemand wat nog nie gedoop is nie? Ek praat nie van dat jou ma vir jou gekies het nie, jy moet kies. Wat nog nie gedoop is nie, van kop tot toon, want onthou, dis nie net jou voorkop wat gesondig het nie. Jou voete, jou hande, daai wat nog nie gedoop is nie, steek op jou hand asseblief. In water van kop tot toon. As dit jy is vanmôre en jy sê, Here, ek kan nie meer wag nie, want ek weet nie if tomorrow is gonna come nie. Ek moet regmaak met jou, Here. As dit jy is, jy sê, Here, ek worry nie oor my klere nie, ek gaan nat huis toe. Ek het die guts, want ek moet vir Jesus sê, want weet jy wat, hy het sonder klere vir jou op die kruis betaal. Nou kan jy nog met jou klere in die water. Is iemand wat graag vandag gedoop sal wil word? In water nou. Almal van julle wat vandag sê, ek kan nie meer wag nie, ek wil radikaal wees vir Jesus, hardloop vorentoe en kom staan hier voor, sodat ons die waterdoop kan doen. En dan die wat die doping van die Heilige Gees wil hê, ek weet nie waartoe julle my gaan vat, ek gee oor aan